Die Here sê, geseënd is die, wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, deur julle kennis van God en van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons tema is vanmôre, Saulus op die pad na Damaskus, ontmoet die veranderende genade. Ons kyk vandag na Paulus se dramatiese ontmoeting met Jesus op die pad tussen Jerusalem en Damaskus. Ook is dit die laaste in ons reeks oor ontmoetings met God. Ons het reeds gekyk na Jakob se ontmoeting met God, toe hy heel nag met God gestoei het. En dit het daartoe gelei dat Jakob se naam verander is na Israel. Ons het gesê, God het by wyse van Spreuke vir hom die volk Israel losgestoei. Israel beteken in Hebreëus volk wat met God worstel. En die Christene is die wilde loot wat ingeplant is in Israel. God het deur Jesus, sy seun, ons ook losgeworstel vir homself. Die Bybelse geskiedenis is ons geskiedenis. Ons het gekyk na Moses se ontmoeting met God, wat gelei het tot die uittog van die Israeliete uit Egipte na hulle eie land. Ons het gekyk na die profeet Elia se ontmoeting met God, hoe hy weggevlug het van sy roeping en die werk, omdat hy moedeloos geword het. Maar God gaan en roep Elia terug. In die stilte hoor Elia God se stem, en hy keer terug om sy werk as profeet af te handel. Jakob, Moses en Elia is werklike persone wat ontmoetings met God gehad het en so diep daardeur geraak is, dat hulle 'n besonderse plek in die Bybelse geskiedenis gekry het. En vandag praat ons oor Paulus. Paulus het 2000 jaar gelede geleef. Hy is 'n historiese persoon wat 'n indrukwekkende ontmoeting met God gehad het. En sy ontmoeting met Jesus het 'n baie direkte invloed op onsself en op ons hele westerse beskawing gehad die afgelope 20 eeue. Paulus se ontmoeting met Jesus het die geskiedenis van die westerse wêreld, soos ek en jy dit ken, daarin 'n baie diep invloed gehad. Kom ons lees vanmôre die verhaal van Paulus se ontmoeting met Jesus op die pad van Damaskus. Ons skrifgedeelte is Handelinge 9 vers 1 tot 9. Kom ons lees dit saam. Intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hoëpriester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges en Damaskus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, mans sowel as vrouens, gevange te neem en hulle na Jerusalem toe te bring. Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here? Vra hy toe. Ek is Jesus, antwoord hy. Dit is vir my wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad toe, daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Die mense wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan. Hulle het die stem gehoor, maar niemand gesien nie. En toe Saulus van die grond af opstaan en sy oë oopmaak, kon hy nie sien nie. Hulle het sy hand gevat en hom na Damaskus toe gelei. 3 dae lang kon hy nie sien nie en het hy niks geëet of gedrink nie. Ons lees net tot sover. Die verhaal van Saulus op die pad na Damaskus is een van die dramatiese, diepgaande ontmoetings met God wat in die Bybel opgeteken is. Dit is 'n verhaal van 'n radikale verandering waarin 'n man wat op die verkeerde pad was, deur God se genade getref word en 'n nuwe koers in sy lewe vind. Hierdie ontmoeting is 'n kragtige herinnering aan die transformerende krag van God se genade en hoe hy mense kan verander. Selfs diegene wat die verste van hom af is. In Handelinge 9 vers 1 tot 9 lees ons hoe Saulus, 'n vurige vervolger van die kerk, op pad is na Damaskus om Christene in hegtenis te neem en te vervolg. Hy is vol haat, hy is vol aggressie, vasbeslote om die boodskap van Jesus stil te maak. En so vertrek Saulus van Jerusalem na Damaskus, so wat 300 kilometer ver, met briewe van die hoëpriester in sy hande, dokumente wat hom die mag gee om die Joodse Christene te arresteer en hulle na Jerusalem te bring. Maar dan, op die stofpad na Damaskus, gebeur iets wat Saulus se hele wêreld op sy kop draai. Saulus se verstaan van God, Saulus se kennis en idees oor alles wat hy sy lewe lank bestudeer het, verander. Skielik
is daar 'n verblindende lig, helderder as die son wat op Saulus skyn. Die lig verblind Saulus en hy val van sy perd af en gaan lê met sy gesig op die grond. 'n doodse stilte daal op die groep wat saam met hom reis. En Saulus hoor 'n stem. Die stem deurboor sy binneste. Saulus, Saulus, waarom vervolg jy my? Saulus is verblind en hy lê plat op die grond. Hierdie selfversekerde, passievolle, geleerde fariseer Saulus met 'n vervolgingsbrief in sy hand, lê verblind, plat op sy maag met sy gesig in die stof. En hy hoor 'n stem. Die blinde Saulus vra met 'n bewende stem, "Wie is u, Here?" En die antwoord, "Ek is Jesus, die een wat jy vervolg." Saulus, die geleerde fariseer, die verdediger van God, lê verblind en plat in hierdie stofpad na Damaskus. Hy is gekonfronteer met die opgestane Jesus. Hierdie ontmoeting verander sy lewe radikaal. Van 'n vervolger word hy 'n verkondiger van die evangelie en hy ontvang 'n nuwe roeping om die genade van Christus aan die nasies te bring. Saulus was absoluut oortuig, Jesus het gesterf soos enige ander mens. Hy was absoluut oortuig, die disippels het Jesus se liggaam kom steel en op 'n ander plek gaan begrawe. Dit was die storie van die Jode daar in Jerusalem. En Saulus was oortuig, die Christene vertel 'n leuen oor Jesus. Jesus is dood. Niemand kan tog uit die dood uit opstaan nie. En nou, hierdie lig, hierdie stem, "Wie is u, Here?" vra Saulus. En die antwoord, "Ek is Jesus, die een wat jy vervolg." In hierdie preek sal ons 3 belangrike aspekte van Saulus se ontmoeting met God ondersoek. Eerstens, hoe genade ons konfronteer, hoe genade ons kan verander en laastens, hoe genade ons 'n nuwe roeping gee. Kom ons kyk na die eerste aspek waarmee ons gekonfronteer word. Genade konfronteer ons so op hierdie verkeerde pad waarop ons dikwels is. So lees ons in Handelinge 9 vers 1 tot 4. Saulus was oortuig van sy eie regverdigheid. Hy het geglo dat hy God 'n diens bewys deur Christene te vervolg. En in sy ywer vir die Joodse geloof het hy aktief gewerk om die volgelinge van Jesus uit te roei. Hy was 'n man met 'n missie, maar sy missie was gewortel in blindheid en in misverstand. Hy het geglo dat hy in die lig leef, maar hy was vasgevang in die duisternis van godsdienstige ywer sonder ware kennis van God se genade. En dit is in hierdie toestand dat Saulus die pad na Damaskus vat en daarna reis. Hy is op 'n selfversekerde missie, maar hy besef nie dat hy eintlik op die verkeerde pad is nie. Dit is 'n pad wat die weg van God se waarheid weglei, ondanks sy eie oortuiging dat hy reg is. En baie van ons kan onsself hierin vereenselwig. Soms dink ons is op die regte pad, maar ons sien nie dat ons eie trots en ons eie hardkoppigheid ons in die verkeerde rigting stuur nie. In die middel van Saulus se reis na Damaskus gebeur iets skokkend. Skielik skyn daar 'n lig uit die hemel wat sterker is as die son, en dit omring hom, dit laat hom op sy knieë val, en dan hoor hy hierdie stem wat sê, "Saul, Saul, waarom vervolg jy my?" En hierdie woorde sny diep. Saulus, wat geglo het dat hy God dien, ontdek dat hy in werklikheid teen God veg. Hy word deur die genade van God gekonfronteer met die werklikheid van sy eie toestand. En hierdie konfrontasie is noodsaaklik. God se genade is nie altyd sag en gemaklik nie. Soms moet ons dit op 'n skokkende wyse ervaar en moet ons daardeur wakker gemaak word. In Saulus se geval moes hy tot stilstand kom en besef dat sy hele lewe op 'n foutiewe fondament gebou was. Hy was op die verkeerde pad, maar God se genade het ingegryp en hom gered. En dieselfde gebeur dikwels in ons eie lewens. Soms moet God ons konfronteer met die waarheid van ons eie misleidings, ons eie trots en ons sonde, voordat ons gereed is om sy genade te ontvang. God se genade ontmoet ons nie net om ons te troos nie, maar ook om ons te verander. En dit bring ons by die tweede punt. Genade verander ons identiteit en ons rigting. Gaan lees maar weer 'n keer, Handelinge 9 vers 5 tot 9. Nadat Saulus deur die lig verblind is en die stem van Jesus gehoor het, vra hy, "Wie is u, Here?" En die antwoord is duidelik, "Ek is Jesus, wat jy vervolg." Hierdie antwoord is nie net 'n openbaring van wie Jesus ook is nie, maar ook van wie Saulus is. Hy ontdek dat sy lewe tot nou toe
in opposisie tot God was. Hy het teen die een gestry wat hy moes aanbid. En dit is juis hier waar hierdie radikale veranderingswerk van genade begin. Die man wat geglo het, hy het al die antwoorde, word verblind en moet nou in totale afhanklikheid van God wandel. Saulus word vir 3 dae blind en hy eet of drink niks nie. En hierdie 3 dae is simbolies van 'n dood en 'n opstanding, die dood van sy ou self en die opstanding van die nuwe mens. Saulus se fisiese blindheid weerspieël sy geestelike blindheid, maar dit is ook die begin van sy genesing. Nou moet hy leer om op 'n nuwe manier te sien, nie met sy eie oë nie, maar met die oë van geloof. God se genade verander ons identiteit. Saulus, die vervolger, word Paulus, die apostel van genade. Sy hele lewe neem 'n nuwe rigting in, en hy word geroep om die evangelie, wat hy eens probeer stil maak het, nou met oortuiging te gaan verkondig. En hierdie verandering is nie net 'n morele verbetering nie, dit is 'n totale vernuwing van sy hart en sy missie. En weet jy, daardie selfde genade is beskikbaar vir ons. Wanneer ons deur die genade van God ontmoet word, verander ons identiteit en word ons kinders van God, nuwe skepsels in Jesus Christus. So sê dit ook in 2 Korintiërs 5 vers 17. Dit verander hoe ons onsself sien, hoe ons die wêreld sien en wat ons doel in die lewe is. Ons beweeg van 'n selfgesentreerdheid na 'n Christusgesentreerdheid. Ons prioriteite verskuif en ons rigting in die lewe word getransformeer deur die genade, deur God wat ons ontmoet het. Laastens, die genade gee vir ons 'n nuwe roeping en 'n nuwe doel. Gaan lees maar Handelinge 9 vers 10 tot 19. Saulus se ontmoeting met die opgestane Christus het nie net sy lewe verander nie, maar het ook sy roeping en sy missie verander. Die man wat die kerk wou vernietig, word 'n bouer van die kerk. God stuur dan van Ananias, 'n disipel in Damaskus, om vir Saulus te bid, sodat hy sy sig kan terugkry en vervul kan word met die Heilige Gees. Dit op sigself is 'n kragtige oomblik, want dit wys hoe God mense gebruik om mekaar te herstel en te bemoedig. Ananias is aanvanklik bang en huiwerig om na Saulus toe te gaan, want hy weet Saulus se reputasie as 'n gevaarlike vervolger is daar. Maar God sê vir hom, gaan, want hierdie man is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te verkondig onder die heidene en hulle konings en onder die Israeliete. En hierin sien ons dat God nie net Saulus se lewe red nie, maar ook sy lewe rig na 'n spesifieke doel. God se genade roep ons ook tot iets groter as onsself. Vir Paulus was dit die roeping om die evangelies na die nasies toe te bring, om 'n ligdraer van genade te wees vir diegene wat in geestelike duisternis geleef het. Hierdie roeping het hom na plekke geneem waar hy geweldige lyding en teenspoed sou ervaar. Maar dit het ook groot vrugte opgelewer vir die uitbreiding van God se koninkryk. Vir ons is die les duidelik. God se genade roep ons nie net om gered te word nie, maar om deel te wees van sy sending in hierdie wêreld. Elke gelowige het 'n roeping, 'n spesifieke taak wat God vir ons in sy koninkryk het. Dit mag nou nie altyd in die vorm van 'n dramatiese roeping soos Saulus sin wees nie, maar dit beteken nie dit is minder belangrik nie. Ons is almal geroep om draers van God se genade te wees in ons gesinne, in ons gemeenskappe en ons werkplekke. So, as ons die vraag moet vra, wat leer ons uit Saulus se ontmoeting met die veranderende genade van God? Hoe pas ek hierdie ontmoeting wat Saulus met Jesus gehad het toe in my eie geloofslewe? Kan ons dalk begin deur te sê, niemand is buite bereik van God se genade nie. Jy mag nooit sê, jy is nie goed genoeg nie. Saulus was 'n vervolger van die kerk, iemand wat menslik gesproke die minste waarskynlike kandidaat was vir 'n ontmoeting met Christus. Maar God se genade ken geen grense nie. Dit beteken dat ongeag ons verlede of ons foute, God in staat is om ons lewens radikaal te verander. Tweedens, God se genade konfronteer ons, maar dit is altyd met 'n doel. God konfronteer ons nie om ons te vernietig nie, maar om ons te red en ons te vernuwe.
En wanneer ons deur God se genade aangespreek word oor ons sonde en tekortkominge, is dit omdat hy 'n groter plan het vir ons. Hy wil ons lei tot berou en verandering. 'n derde waardevolle les wat ons kan leer is, ware verandering is slegs moontlik deur die transformerende genade van God. Saulus se verandering van vervolger na apostel was nie die gevolg van sy eie selfverbetering nie. Dit was die gevolg van 'n ontmoeting met God se genade. En ons pogings om onsself te verander sal altyd tekort skiet, maar wanneer ons God se genade toelaat om in ons lewens te werk, dan vind daar blywende verandering plaas. En laastens, God se genade gee ons 'n nuwe roeping. Elke ontmoeting met God het 'n doel. God se genade stuur ons altyd uit om ander te dien en sy boodskap van liefde en verlossing te deel. Of ons roeping groot of klein lyk, dis altyd belangrik in God se oë. Kom ons vat dit vanmôre saam. Saulus se ontmoeting op die pad na Damaskus is 'n getuienis van hoe radikaal God se genade kan wees. Dit herinner ons dat niemand buite die bereik van God se liefde is nie, en dat ware verandering moontlik is deur 'n ontmoeting met die ware Christus, en dat God elkeen van ons roep tot 'n lewe van doel en missie in sy koninkryk. Ons moet ons oë oopmaak en oop oë deur die lewe gaan. God ontmoet. Soms fluister hy in ons hart of in ons gedagte, soms skree hy deur ons omstandighede, maar altyd het hy vir ons 'n taak en 'n roeping op 'n spesifieke tyd en plek. Altyd het hy iemand na wie hy ons stuur. Ons kan maklik te besig wees om die ontmoetings van God te herken en te verstaan. Ons kan maklik te rasioneel wees. Die ontmoetings met God kan in die stilte van die nag gebeur, in die spanning en die oorsekerheid oor wat ons volgende moet doen, oor watter rigting ons lewe moet inslaan. Maar ons moet luister vir die fluistering van die Heilige Gees. Ons hoor nie almal die stem van God nie. Ons sien nie almal dramatiese ligstrale nie. Ons moet onsself gewoon oopmaak vir die woord van God. Die Bybel is nie net 'n ou boek van reëls en geskiedenis nie. Dit is die lewende woord van God. Dit kan ons lewe verander. Dit kan ons lewe vernuwe, nuwe rigting instuur, nuwe hoop bring. Saulus, wat later Paulus word, sy ontmoeting met Jesus op die pad na Damaskus is 'n kragtige herinnering dat niemand buite hierdie bereik van God se genade is nie. Maak nie saak hoe ver jy van God af voel, of hoe groot jou foute of mislukkings is nie. Jesus staan gereed om jou te ontmoet. Soek hom in jou gebede, in sy woord, in die liefde van ander gelowiges en in diens van jou naaste. Mag ons, soos Paulus, ook ervaar hoe die lig van Jesus ons duisternis kan deurbreek en ons lewens onherroepelik kan verander. Mag ons soos Saulus die veranderende genade van God in ons eie lewens ervaar en mag dit ons transformeer om instrumente van sy genade in hierdie wêreld te wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, soms raak ons ook die pad duister met ons eie vervolgingswaan. Soms fokus ons so op dit wat ons wil hê en dit wat ons glo is reg, dat ons van U vergeet. Here, help ons om U raak te sien, om ons weer oop te maak, Here, om U te ontmoet in ons lewens. Help ons om te transformeer na dit wat U wil hê. Open tog ons geestesoë, sodat ons roeping mag raak sien en daar volgens kan gaan leef. Ons bid dit vanmôre in Jesus se naam. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.